vandag gaan ons praat oor wanneer jy daai geskenk gekry het en jy het hom nie onder die boom gelos nie en jy het hom oopgemaak en jy het hom heeltemal jou eie gemaak en jou hele sitkamer lê vol geskenkpapier en alles lê die hele wêreld vol, want jy het die geskenk gevat en jy het dit joune gemaak. Jy het hom actually begin gebruik. En toe is die geskenk nie so cool soos wat jy gedink het nie, want is dit nogal moeilik om te gebruik. My kind wou vir Kersfees baie graag 'n 3D pen gehad het. Nou vir julle wat nie weet nie, my kind is 5. En sy het 'n Instagram video gesien waar iemand 'n 3D pen gebruik het en dit het obviously baie maklik gelyk en sy wou van Junie maand 'n 3D pen gehad het. En die enigste penne wat ons kon kry was dus oor die R2000, so ons sê toe heeltyd Kersfees gaan jy 'n 3D pen kry. Met die hoop dat die idee van die 3D pen gaan weggaan. Maar dit het nie. Sy was persistent, sy soek 'n 3D pen. So in elk geval, Kersdag kom toe nou, en die 5-jarige kry toe nou haar 3D pen. Julle, wat 'n gesukkel is dit vir 'n 5-jarige om 'n 3D pen te gebruik. Toe besef sy, dis nou eintlik nogal moeilik, want die ding word warm, en dan, jy sit soos 'n plastiek draadjie basically in, dan kan jy nou goedjies teken met dit, en dan word dit nou ietsie. Maar sy is 5. So sy sukkel nog om 'n blom te teken, maar nou wil sy 'n 3D blom teken. En dan raak sy so gefrustreerd met hierdie 3D pen, want hy wil nie werk soos wat sy gedink het, hy gaan werk op Instagram nie, en die video lyk soveel makliker as die regte lewe, en toe dink sy, miskien het sy na haar Kersfees wens gemors. En ek dink dis dikwels hoe ons gebed sien, ons sien dit as iets wat maklik is, en dit is, as jy so 'n bietjie geoefen het, dan word dit al hoe beter. En dan partykeer is gebed iets wat jy voel net glad nie werk nie. Want jy bid en dit gebeur net nie. En as dit ons met daai ongeantwoorde gebede. En dis wat ons vandag oor gaan gesels, daai ongeantwoorde gebede. En toe Henny vir ons elkeen die tema gee van gebed, en toe sê hy, "Jo, maar Daniel, jy gaan mos oor ongeantwoord praat," en ek dink, maar ek het soos 2 weke terug hieroor gepraat, wat moet ek nou nog sê? En toe ek rustig raak daaroor, toe besef ek, mens kan amper 'n hele reeks hê, net oor ongeantwoorde gebede. So vandag gaan ons 'n bietjie dieper delf, en ek gaan so 'n klein deeltjie van my journey met julle deel, voordat ons by die woord uitkom. 2025 was 'n snaakse jaar vir my, want ek het swanger geraak na 12 jaar, en ons het dood ervaar in ons familie. Alles in dieselfde tydperk. So ek het God se goedheid gesien, en toe gebeur iets in ons lewe, en hierdie dogtertjie was nog nie eens 2 jaar oud toe sy doodgaan nie, en dan vra jy vir jouself, maar God, is jy goed? Hoe kan jy so iets doen? Soos hoe is jy goed? Want hierdie maak seer, hierdie maak nie sin nie, hierdie is nie lekker nie, I didn't sign up for this. En dan hoe is ek bly want ek is swanger, maar ek is so hartseer want iemand anders het hulle kind verloor. En dan vra jy al hierdie vrae. En dan was een dag wat ons in die sitkamer, dit was die dag wat Ayla dood is, en ons het almal by my ma by mekaar gekom, ons het nog hier gesing, en ek is toe na die tyd na my ma se huis toe, en ons hele familie, en julle moet weet, dis 'n stywe affære, want ons is 5 siblings, en niemand kom eintlik goed oor die weg nie. En nou is ons almal gedwing om in een plek by mekaar te kom, en intussen het my ma nou al afgeskil, so die huis wat 5 kinders ingehad het, is nou baie klein. Nou sit almal met hulle partners en hulle kinders, en hierdie beknopte plek, en niemand hou eintlik van mekaar nie, en iemand is dood. Dis awkward. En my ma begin bid. Ayla se lytjie was in die hospitaal. Ek gaan net vir julle sê, ek huil nogal maklik. Celeste sê altyd, waar is jy Celeste? Sy sê altyd, in worship en huil ek al as ons rehearse, nee, dan sê ek al vir julle as ek in hierdie liedjie huil, Claudia, dan moet jy oorvat. Okay, so, as ek huil, it happens. Ek dis net partykeer, want God is so goed, that it overwhelms me. En, Ayla se lytjie is toe in die lijk, sy is nog by die hospitaal, kyk, sy is 'n paar ure terug toe hy dood, en my ma begin bid, en sy sê, Here, U het Lazarus uit die doodheid opgewek. U kan vir Ayla uit die doodheid opwek.
Nou weet julle hoeveel guts vat dit van 'n kind van God om sulke gebede te bid in 'n kamer waar niemand regtig die Here ken nie. Behalwe haar man en haar jongste kind. En haar jongste kind se man. En my ma begin fearlessly bid, Here, asseblief, blaas nuwe lug in Ayla se longe in. En my ma bid skrif, en sy bid met oortuiging, en sy bid in geloof, en sy bid want sy weet sy het God se hand al in haar lewe gesien. Sy weet sy kan staan op sy beloftes. Sy weet hy kan hierdie doen. En ek gaan uit die huis uit en ek gaan bel die hospitaal en ek sê vir die hospitaal, ek het nodig vir julle om my guns te doen en dit gaan mal klink, maar ek wil hê jy moet kyk of Ayla asemhaal. En die vrou vra vir my, "Ekskuus, wat?" Ek sê, "Daar's 'n lykie binne in julle lijkshuis. Dis nog nie eens 2 nie, ek wil net hê jy moet kyk of sy asemhaal." En die lyn is stil vir 'n rukkie. En sy kom terug en om eerlik met jou te wees, ek weet nie of het sy gaan kyk of nie, want as jy nie God ken nie, dan besef jy nie dat hy kan die onmoontlike moontlik maak nie. En sy sê vir my, nee, daar's niks beweging nie, daar's nie asemhaling nie. En in my kop sê ek vir die Here, maar God, as jy nou vandag Ayla laat asemhaal het, dan het al my siblings geglo dat jy werklik bestaan. En dan het hulle almal hulle lewe vir U gegee. Maar daai dag het God besluit, my wil is finaal. En wat ek doen en sê en besluit is die beste. En ons was seer en ons was baie hartseer. En ons het nie hierdie goed verstaan nie. En daai oomblik was dit so moeilik vir my om te sê, maar God, jy is goed. En al hoekom ek het kon sê, was omdat vir my hele lewe lank het my ma dit gemodel in ons huis. God is goed. Dis al wat jy ken. Jy kan nie teen dit gaan nie, want dit raak jou normaal. God is goed. Al val alles om jou, God is goed. En dit was iets wat dalk herhaal was in ons huis, maar ek beloof vir jou, as jy iets met oortuiging herhaal, word dit jou waarheid. Dit is waaraan jy vashou. God is goed. En ek het met my guy in die afspraak gekom en ek het vir gesê, hoorie, ek weet nou nie of alles oké is met hierdie baba nie, want ek is nou deur heavy trauma. En sy vra vir my, wat het gebeur? Hierdie het gebeur, daar was dood in die familie, lang storie kort, hier sit ek nou, ek wil net hê jy moet seker maak, is alles oké. En sy kyk vir my en sy sê vir my, weet Daniel, God laat nie slegte goed gebeur met sy kinders nie. En ek sit daar voor, en hierdie dokter is verskriklik slim, julle. Sy is so slim, sy kan nie reguit sinne praat nie, want haar brein is amper te slim vir haar lyf. En ek sê, ekskuus, dokter, en sy sê, nee, God laat nie slegte goed met sy kinders gebeur nie. En ek is so geskok met wat sy sê, dat ek nie eens weet wat om vir haar terug te sê nie, want ek kon nie eintlik dink dat sy so iets sê nie. En ek gaan toe huis toe, en ek is regtig gestuur binne my, want hoe het ons op 'n punt gekom waar ons glo, elke slegte ding wat met ons gebeur, kom van die vyand af. God is goed, maar ek wil vandag vir jou sê, partykeer gaan nog goed in die lewe gebeur wat sleg voel, en dit beteken nie dis buite God se wil nie, en dit beteken nie dis buite sy hand nie, en dit beteken nie dat hy beheer verloor het nie. En dis waar ons vandag gaan gesels. Ek wil gou hê julle moet saam met my gaan na Matteus 26 vers 36 na 46 toe. En dis die storie van Jesus in die tuin van Getsemane. Ek gaan lees uit die Amplified uit. En dan gaan ons 'n bietjie kyk wat leer ons uit die belangrikste ongeantwoorde gebed in die Bybel. Dit was Jesus se ongeantwoorde gebed. Okay. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane, the olive press.
And he told his disciples, sit here while I go over there and pray. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, James and John, he began to be grieved and greatly distressed. Then he said to them, my soul is deeply grieved, so that I'm almost dying of sorrow. Stay here, stay awake, and keep watch with me. And after going a little farther, he fell face down and prayed, saying, my Father, if it is possible, that it is consistent with your will, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will. And he came to the disciples and found them sleeping. And he said, Peter, so you men could not stay awake and keep watch with me for 1 hour? Keep actively watching and praying that you may not come into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. He went away a second time and prayed, saying, my Father, if this cannot pass away unless I drink it, your will be done. Again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words once more. Then he returned to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Listen, the hour of my sacrifice is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners, whose way and nature is to oppose God. Get up, let us go. Look, my betrayer is near. Dis nogal 'n mond vol, maar mens sien dit nie altyd as jy hom net so lees nie. So ons gaan 'n bietjie opbreek en ons gaan agterkom daar's 4 stappe wat die tuin van Getsemane ons gaan leer vandag. En ek wil amper hê julle moet die boodskap sien in 2 dele. Ons gaan praat oor hoe benader ons 'n ongeantwoorde gebed en dan tweedens gaan ons kyk hoekom gebeur ongeantwoorde gebede. So die eerste ding wat ons agterkom hier is in vers 36 wat sê, then Jesus came with them to a place called Gethsemane, the olive press. And he told his disciples, sit here while I go over there and pray. Dis ons heel eerste stap. Retreat. Beweeg weg. Gaan na 'n stil plek toe waar jy saam met die Vader kan wees. Net jy en hy. Ons moet onsself begin afsonder. En onsself afsny van die geraas van die wêreld. En ons doen dit dikwels sonder ons onsself af en ons nam ons brein op wat ook al manier vir jou werk. En ek gaan nou 'n paar voorbeelde gebruik wat dalk nie in kerk genoem mag word nie, maar party van ons drink, want 'n drankie laat jou 'n bietjie rustiger voel. En dan hoef jy nie te dink aan al die ander goed nie, en ek relax net en dit is net 'n glasie wyn. Elke aand. Partykeer 2. Op die uur. Ander raak so weg in hulle PlayStation games, dat hulle naderhand nie meer weet wat om hulle aangaan nie, want hulle lewe hulle self so in daai oomblik in, dat hulle word die karakter, en daai karakter se lewe is nou jou lewe, want nou hoef jy nie meer te worry oor al Daniel se issues nie. Of jy hang uit saam met jou pelle, want jy sal eerder luister hoe hulle lewe 'n gemors is, as wat jy fokus op dit wat nou in jou lewe hier aangaan. Ons almal het iets. Niemand van ons kan hier sit en gaan, nee, elke keer as ek deur 'n moeilike tyd gaan, net voor ek by my kruis kom, dan sonder ek myself af. Ons wil dit almal kan sê. Maar die eerlikheid daarvan is, dit is nie altyd ons storie nie. Ons sonder nie elke keer onsself af en gaan, Here, wat wil U hê, moet ek hierdeur leer? Wat moet hierdie kruis vir die wêreld bied? Wat gaan hierdie moeilike tyd my leer? Hoe gaan dit my karakter vorm? Sien, ons moet onsself afsonder, want dis net wanneer ons tyd saam met die Vader spandeer, wat ons sy wil leer ken. Ek wil net gou seker maak, want hier is iets wat ek in Psalm sê, David says he learned to calm his soul in his inner world. Ons moet leer om ons siel stil te maak, sodat ons die stem van die Vader kan hoor. En dit beteken dikwels ons moet onsself uit die woel van die wêreld uitvat.
Retreat klink altyd vir my soos vakansie. As ek die woord retreat hoor, dan dink ek aan Maldives. Jy retreat van Suid-Afrika af weg en jy is op vakansie. En dan dink ek baie keer as jy na Maldives toe moet gaan vir vakansie, gaan dit seker baie beplanning vat. Ewen net 'n Durban vakansie of imagine net 'n kamp naweek. Dit vat soveel beplanning, jy moet beplan, wat se tent gaan ons vat, is al skoon, wat se kos gaan ons vat, want ons nou nie winkel naby nie, die hotel se breakfast gaan nie uitgelê vir jou word as jy gaan kamp nie, alles moet gepak word. En jy beplan dalk vir 3 weke aan jou kamp, want jy weet, as jy gaan kamp, gaan jy rustig raak, as jy terugkom, as jy 'n nuwe mens, dan jy nou, dit was worth it. Kan julle imagine, as ons daai selfe effort insit, om onsself af te sonder, wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan. Om te gaan, Here, ek beplan nou my hele dag, my hele week, om die tyd wat ek saam U gaan spandeer, want ek staan voor 'n kruis. Ek staan voor 'n baie moeilike tyd in my lewe. Ek gaan hierdie afsondering saam met U beplan soos 'n vakansie, want wanneer ek hier uitstap, moet ek 'n ander mens wees. Retreat. Jesus het dit vir ons gewys. Deur die hele Bybel lees ons hoe Jesus homself afgesonder het. Markus 1 vers 35 sê, nog voor dagbreek, die volgende dag, het Jesus opgestaan en op 'n stil plek gaan bid. Lukas 5 vers 16 sê, maar Jesus het hom gereeld in 'n verlate plek afgesonder om te bid. As Jesus iets gedoen het, kan ek julle 110% waarborg, ons kan dit ook doen. Hy was vir ons die perfekte voorbeeld. Retreat. As ons teruggaan na ons vers in Matteus en ons lees vers 37, dan gaan julle sien reveal. En ons gaan nou kyk wat beteken dit. In vers 37 lees ons, and taking with him Peter and the 2 sons of Zebedee, James and John, he began to be grieved and greatly distressed. Then he said to them, my soul is deeply grieved, so that I am almost dying of sorrow. Stay here, stay awake, keep watch with me. You can't heal what you don't reveal. Jesus het nie stil gebly oor sy emosies of hoe hy gevoel het in daai oomblik nie. Hy het dit nie vir homself gehou nie. Hy het dit vir hulle baie duidelik gemaak. He began to be grieved and greatly distressed. Dan sê dit, my soul is deeply grieved, so that I am dying of sorrow. Hier kom Jesus, hierdie koning van alle konings. En hy kom vertel vir hierdie disippels, julle, ek is bang. Ek gaan deur 'n moeilike tyd. Hierdie is nie vir my maklik nie. So ek het 2 vrae vir jou. Wie is daai een persoon in jou lewe vir wie jy kan sê, hierdie is taaf. Ek doubt myself. Ek doubt God se goedheid. Ek voel angstig. Daar's gedagtes wat deur my kop draai wat my benoud maak. Maar meer belangrik, vir wie is jy daai persoon? Wie voel gemaklik genoeg om na jou toe te kom en te sê, Celeste, ek's bang. Ek bid oor hierdie ding en dit gebeur nie en my geloof wankel van tyd tot tyd. Asseblief sal jy saam met my bid. Will you keep watch and pray with me? Maar as jy die persoon wat gaan sit en slaap, of gaan jy actually opstaan en gaan, my sussie in Christus gaan deur iets wat vir haar voel of sy verlate is. Ek gaan saam haar bid. Of bespreek ons dit net, want dit is sensasie. Het jy gehoor? Ja nee, sy sê dit is nou nogal moeilik vir haar, maar ag nee, jy weet. Remember, every depression started with unrevealed, unexpressed feelings. So daar's 2 dele aan hierdie reveal, aan hierdie deel. Deel met iemand, met wie jy kan vertrou. Wie is daai persoon wat iemand kan vertrou? En die tweede deel is deel jou hart met Jesus. In daai afsondering,
Vertel vir hom presies hoe jy voel. Ons hoef nie voor te gee nie. Ons hoef nie te maak of alles okay is nie. Ons hoef nie altyd polished prayers te bid nie. Ons gebed kan partykeer lyk soos 'n fight. Dit kan klink rof. Ek weet, op 'n tye wat ek in my binnekamer op die Here geskree het. Hoor jy my nie? Wat gaan aan? Almal is swanger, ek is nie. Wat doen ek so verkeerd? Wat se sonde is in my lewe? Hoekom wil jy my nie sien nie? Is ek so 'n slegte mens? Gaan ek so 'n slegte ma wees? En dan moes ek oor 'n week teruggaan en vir die Here gaan, "Joe, ek so jammer, ek bietjie my U meer verloor op U. Dankie vir U genade. Dankie dat U my pappa is wat sy arms altyd oop is, by wie ek altyd veilig is. Dankie dat ek vir U kan sê presies hoe ek voel. En dankie dat ek altyd ligter uitstap." Markus 5 vers 3 sê vir ons, Matteus 5 vers 3 sê, "Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel." Sien, nie net erken ek dat ek afhanklik is van God nie, ek erken ook sy goedheid en sy ability in my lewe, wanneer ek met hom deel presies hoe ek voel. By turning to him, he becomes great in me, and he doesn't literally become greater, but in my thoughts, in my imagination, he increases. En ek dink ek het dit al baie keer verduidelik, dat wanneer, James, sal jy gou hier kom staan? Hier is eintlik deel daarvan nie, maar welkom by die verhoog. Nee, net daar. Nog 'n bietjie. Okay, so, as ek so met JP staan, dan voel dit amper vir my of ons op dieselfde level is. Ons is dieselfde hoogte, ek voel nie geïntimideer deur hom nie, eintlik moes ons laat hom Kobus hier staan, want hom Kobus is groot. Maar, ek voel nie geïntimideerd deur hom nie, ek dink nogal ek kan hom aanvat, ons is, jy weet, ons is gelyk. Dit is gevaarlik wanneer ons dink ek en God is gelyk. Wanneer ons gelyk is, kan ek vir God sê wat ek in my lewe wil hê. Ek wil swanger wees en beter 'n baba hier plan maak. Letterlik jy eet. Maar dan begin ons so met God praat. Jy weet, jy skryf vir hom voor. Dan begin jy vir hom sê, en as jy dit vir my gee, dan sal ek vir jou XYZ. Nou begin ons nog bargain ook. Dit is 'n gevaarlike ding ook, want Hanna het gebargain. Maar weet julle wat die verskil gewees by Hanna? Hanna se bargaining tool was nie vir haar eie gewin nie. Sy het Samuel terug vir God gegee en sy het daarby gehou. Okay. Maar nou beweeg ek nader, want die fight raak nou reël. Nou kom ek agter, hy is eintlik bietjie groter as ek. Nou raak ek bietjie bang, my manier van approach raak nou bietjie anders, en as ek nou nog voor hom kniel, ons moes hierdie geoefen het, dan is hy nog groter. En dis wat God jou wil hê, waar jy jouself so klein maak voor die voete van die Here, dat jy weer kan onthou hoe groot hy is, hoe groot sy wil vir jou lewe is, dat jy kan besef, hy weet beter. Want ek is naby in hom, in retreat, and I reveal my whole heart to him on my knees. Nou moet jy my help. Dankie, baby. En dit bring ons by die derde punt. Henny, het ek iets gemis? Nog nie. Okay, derde punt, wrestle. Hier begin ons stoei met God. In vers 39 sê dit, and after going a little farther, he fell, face down, and prayed, saying, my Father, if this is possible, let this cup pass from me. Yet, not as I will, but as you will. Jesus kom en hy stoei met die Vader. Ek het 'n vriendin wat vir my werk, of sy is eintlik 'n kollega, maar dan voel dit mos maar soos 'n vriendin, Jess, en haar
kerel, Jordan, hy doen Muay Thai. Is dit? Hy veg. So gereeld dan nooi hy ons om sy fights te gaan kyk. Julle, dit is nogal intens, né? Soos, hulle is so naby aan mekaar en dink ek net, shame, hulle soek seker net 'n drukkie, want hulle is so naby en hulle arms is oor mekaar en dan dink ek, oh shame, dit is eintlik intens. En dan is dit sweet en hulle sweet, is gross. En hulle doen dit met soveel oorgawe, jy weet, en as hy hom het, dan slat hy en hy hou vas en hy wrestle en hy gaan grond toe en dan probeer hy uitkom en hy's uit awesome, hy is moeg, dit is 'n harde workout, hierdie wrestle. En dis hoe ons partykeer na die Vader toe kan kom, ons kan met hom stoei, ons kan met hom beklei. Hierso stoei Jesus met die idee dat ek gaan nou die duurste prys betaal, Here, ek sal, maar ek meen, is daar 'n ander manier? Dis al wat hy hier vir die Vader vra, is daar 'n ander manier? Ons doen dit ook. Is daar dalk 'n ander manier? Sien, toe 7 jaar in, my 12 jaar journey in, toe sê ek soos, okay, Here, U wil is goed. Kyk hoe mooi is my lewe. Kyk wat so groot platform het U vir my gegee, deur hierdie seer, deur hierdie ongeantwoorde vraag. Ek kon in my roeping instap. Ek verstaan dit. Daar was 'n ander manier. Weet, dit wat ek gedink het, was toe nou nie die ultimate nie. En daar kon ek gaan, maar God, okay, as dit nou nie my wil is nie, dan is dit U wil. Dis cool, lekker. Ek gaan go met hierdie. En daar het 'n vrede in my hart plaasgevind. Sien, in die tuin van Getsemane het Jesus 'n sielkundige battle gefight. Dit was hier wat hy sy wil moes laat staan en hy God se wil aangeneem het. En hy het gesê, Here, maak nie saak hoe ek voel, wat nou gebeur nie, dis U wil, dis U weg. U maak 'n pad. Jesus ken die burden van 'n ongeantwoorde gebed. En hy is nie die enigste voorbeeld in die Bybel nie, julle. Daar's baie van hulle. Toe ek deur voorbeelde gaan van ongeantwoorde gebede, weet julle wat was iets wat droggel opgestaan het? Daar's 'n storie in die Bybel waar daar 'n ou was wat hy was demon possessed. Nou raak ont gevaarlik. Ek moet nou mooi dink wat ek sê. En hy het vir die Here gevra, asseblief bid vir my, en Jesus het vir hom gebid, en Jesus het hom gevra, what is your name? En hy het gesê, our name is Legion, en toe die Here hom bestraf, en die demone is toe, hulle vra toe vir die Here, kan jy ons almal in die varke instuur? En Jesus beantwoord 'n demoon se gebed, en hy stuur hulle in die varke in. En hierdie ou, wat toe nou bevry is, sê vir Jesus, ek wil saam met jou loop, kan ek saam met jou loop? En Jesus sê vir hom, nee, ek kan nie. En sy gebed word nie geantwoord nie, en Jesus sê vir hom, jy kan nie saam my wandel nie, maar gaan na jou tuisdorp toe, en gaan vertel vir hulle wat ek gedoen het. En dan sê die woord van die Here, en mense het na God toe gedraai, as gevolg van sy testimony. Hy het nie gekry wat hy wou gehad het nie, maar God se plan was groter as net, kan jy kom saam my, ons gaan saam wandel. Nee, ek stuur jou weg. Dis nie dalk jou hartsbegeerte nie, maar dis vir my glorie. Dis vir my kinders, want iemand by jou huis moet weet hoe goed ek is. Okay. Andrew Murray writes, for our sins he suffered the burden of that unanswered prayer. En dis hoekom ons kan sê, die grootste seën wat die wêreld ooit ontvang het, het gekom deur 'n onbeantwoorde gebed. En dit verander alles. Want nou begin ons anders kyk na ons eie ongeantwoorde gebede. Sien, dalk was daardie deur wat toe is nie God se verwerping nie. Dalk was dit sy beskerming. Dalk was daardie stilte nie sy afwesigheid nie. Dalk was dit sy voorbereiding. Dalk was daardie nee nie die einde nie. Dit was die begin van ietsie groter. Wat as jou ongeantwoorde gebed, what if it propels you into your purpose? Wat as die Here besig is om vir jou 'n platform te bou met jou seer en jou teleurstelling en jou ongeantwoorde gebede, wat iets groter gaan doen vir die wêreld. Jesus se ongeantwoorde gebed het verlossing vir die wêreld gebring. Wat kan jou ongeantwoorde gebed doen?
as jy gaan, Here, nie my wil nie, U wil. Ek gee dit oor. I'm letting this go. Sien in die tuin van Getsemane, dan leer ons, my will, my path, my stuff has to make way for a higher authority. And that unanswered prayer might just be the best answered prayer. We gaan ons met Hebreërs 5 vers 7 tot 8 lees. Christus het tydens sy aardse lewe smekinge en pleitbedes met die harde krete en trane gebring voor God. Dis hoe Jesus gebid het, julle. Kyk het gou daar, smeking, pleitbedes, met harde krete en trane het hy voor God gekom, wat in staat was om hom uit die dood te red. En hy is verhoor op grond van sy eerbiedige onderworpenheid aan God, sy gehoorsaamheid aan God. Alhoewel hy die seun was, het hy gehoorsaamheid geleer. Hoe het hy dit geleer? Deur wat hy gelei het. Wat wil God vir ons leer? Deur die nee. And it always comes back to obedience. Kyk, kom ons kyk gou na die volgende punt, en dit is sleep versus prayer. In vers 40 lees ons, and he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, so you men could not stay awake and keep watch with me for 1 hour. Keep actively watching and praying that you may not come into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Sleep makes us unaware, and prayer makes us aware. Sleep makes us blind. Prayer opens our eyes. Sleep makes us self-centered and lonely. Prayer focuses our thoughts on the one with whom we are in a wonderful relationship. Miskien vind jy jouself in 'n twilight zone. En ek praat nie van fisiese slaap nie, geestelike slaap. Jy het so lank gebid vir iets, en dit het nie plaasgevind nie, en jy het net let go. Maar nie in 'n goeie let go, want God, ek vertrou jou nie. Jy het let go soos, ek het mos nou maar gebid. Dis nou maar God se wil. En jy kom in daai twilight zone. Daai geestelike slaap. Jy bid nie meer nie, jy luister nie meer nie, jy verwag nie meer nie, jy glo nie meer nie. En ek wil jou vra, wat steel jou waaksaamheid? Wat steel jou geestelike fokus? Wat steel jou honger vir God? Want Jesus nooi ons vandag om wakker te word. En nie net heeltyd te sien wat nie gebeur nie, of te sien wat verkeerd is nie, maar om te sien wat God besig is om te doen. Om jouself te vra, is daar dalk 'n groter prentjie? En dan die belangrikste punt van dit alles. Repeat, repeat, repeat. Ons sien in die woord, Jesus gaan en hy doen dit 3 keer. 3 keer. Ek sê nie, jy bid 1 keer vir iets, en as hy ongeantwoord is, dan gaan jy wel. Dit was nou obviously nie God se wil nie, so God het 'n groter prentjie, en hy gaan nou my karakter bou, en dit gaan nou goed. Nee, die woord sê ook, be persistent in prayer. Sien, dis hier waar dit inkom, dat ons soveel tyd saam met God moet spandeer, dat ons sy wil sal ken, dat hy vir ons kan sê, Daniel, dis tyd om aan te beweeg, na volgende gebed toe. Dis tyd om my wil toe te laat in jou lewe hier, of, ek het nodig vir jou, om jou knie deur te bid, want ek wil jou gebedslewe gebruik as 'n voorbeeld vir die res van die wêreld. Daar was 'n tyd in my 12 jaar waar die begeerte om swanger te raak heeltemal weggegaan het. En God het daai begeerte genam. Hy het. Want ek het nie vir 'n sekonde getwyfel dat God dit kon doen nie. En toe was daar 'n dag wat ek wakker geword het, en toe is ons swanger, dit glad nie beplan nie, en toe is dit 'n ectopic pregnancy. So jy moet letterlik ontslaa raak van die baba, want jy kan doodgaan. Weet jy, dit is my eerste keer wat ek swanger is, en daai was 11 jaar. En nou moet ek ontslaa raak van die baba, maar weet julle wat het daai gedoen? Dit was God se manier om my begeerte weer wakker te maak. Want toe dit gebeur, toe sê ek myself, ek kan swanger raak. Hierdie het gebeur sonder enige mediese hulp. Dit was God se wil, ek wil. As God wil, wil ek. En toe besluit ons, nee, maar nou gaan ons hierdie weer deel van ons gebedslewe maak. Nou gaan ons weer intap by Jesus, ons gaan weer afsonder by hom, en ons gaan nou seker maak, we still on the right track. En 'n jaar later, hier staan ek.
Ongeantwoorde vrae loop nie 'n reguit lyn vir almal nie. Dit lyk anders. Dit voel anders. Maar ek kan vir jou nou sê, daar is nie een persoon wat in hierdie vertrek sit, wat vandag van my kan sê, jy het nog nooit met 'n ongeantwoorde gebed te doen gehad nie. Maak dit God sleg? Nee, dit maak God groot. Dit maak God groter as jy. Dit maak God se plan groter as jou plan. Dit maak sy wil sterker as jou wil. Jakobus 1 vers 2 tot 3 sê, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. En met 'n ongeantwoorde gebed is dit nie tog wat gebeur nie, ons geloof word getoets. Ons word getoets hoe naby ek aan God staan. Ons word getoets hoeveel tyd spandeer ek saam met God. Dit toets ewen die kwaliteit van die mense in jou lewe. Want hoe antwoord hulle wanneer jy jou hart met hulle deel? En partykeer moet ons onsself afvra, moet ek dalk die sirkel waarin ek draai bietjie verander? Laat die gesprek 'n bietjie sterker is. En dan in vers 46, nadat Jesus retreated, he revealed, he wrestled, and he repeated it 3 times, dan gaan hy, get up, let us go, look, my betrayer is here. Jesus nie meer bang nie, hy is nie benoud nie, hy het oorgegee aan die wil van die Vader, en hy sê vir hulle, kom julle, staan op, daar is my betrayer, ons gaan na hom toe loop, skouers terug, op, ek's reg vir hierdie ding, get up, let's go. Dit is hoe dit lyk wanneer ons reguit in die wil van God inloop. Dis die vrug van gebed. Dis die vrug van oorgawe om regtig oor te gee. Dit is die vrug van volharding. Hoe leer ons volharding? Ons het dit in Jakobus gelees. Deur tekortkominge. Deur ongeantwoorde gebede. Dan kom jy op die punt waar jy opstaan en jy gaan, hierdie pad wat U vir my uitgesit het, ek is nie meer bang nie. Want ek weet U is groter. En dan kom ons by deel 2, nou is ek amper klaar. Jesus leer ons 'n baie belangrike proses. Hy leer vir ons om terug te trek na die Vader toe. Hy leer ons om ons emosies te openbaar en eerlik te wees hoe ons voel. Ons leer dat ons met God mag stoei in ons ongeantwoorde gebede. Ons leer die verskil tussen slaap en gebed en dat ons nie in hierdie dinge ons moet nie dit toeslaap nie. Ons moet aanhou bid, aanhou soek. Repeat, repeat, repeat. Maar dan bring dit ons by hierdie vraag, want iewers op 'n stadium dan vra ons hoekom? Hoekom sê God nee? Is dit om my lewe vol sonde is? Is dit omdat ek nie goed genoeg is nie? Is dit omdat God my nie wil seën nie? Is dit omdat God nie goed is nie? Is dit omdat God nie werklik bestaan nie? Al hierdie vrae maal deur jou kop wanneer dit kom by 'n ongeantwoorde gebed. En ek wil hê jy moet vandag hoor, nie elke onbeantwoorde gebed is jou skuld nie. Sommige gebede bly onbeantwoord omdat God iets groter deur jou wil doen. Want hy het verlossing deur Jesus se onbeantwoorde gebed gebring. Maar ons moet eerlik wees. Daar is 'n punt waar jy ook 'n rol speel in 'n ongeantwoorde gebed. En ons gaan vinnig deur 3 goedjies gaan. Een kan wees, so 3 redes wat jy in jou lewe, jy gaan self moet gaan sit en dink, is hierdie evident in my life? Is hierdie iets wat ek moet uitsorteer? Een is, dit is nie in lyn met God se wil nie. Jy moet jouself afvra, spandeer ek genoeg tyd in God se woord om God se wil te ken? Sonder ek af? Want as jy bid en jy sonder nooit af nie, want julle daar's 'n verskil. In die kar ry, bid, Here, sal U hierdie en hierdie en hierdie en hierdie, hou jy hand veilig oor JP, sal U my finansies seën en ook my kind, veilig by die skool, goeie grade. En dan so 'n verskil van bid, wat jy in jou kamer gaan en jy sit voor hom en jy gaan, Here, ek het 'n saak wat ek met U wil bespreek. Hierdie is my bekommernisse.
Ek weet nie wat om te doen nie. Hierdie is hoe ek voel. Hierdie is die uitweg wat ek sien, maar dalk lyk dit anders. Stoei met God. Doen jy dit? Is daar tyd wat jy jouself afsonder, want daar is 'n verskil tussen om 'n gebed op te sê, nou moet jy my weer help. Dankie. Daar is 'n verskil om 'n gebed te sê en om regtig God se wil te gaan soek. Dit beteken jou Bybel lê oop. Jy wag nie net vir God om met jou te praat deur jou emosies nie, jy wil hê God moet met jou praat deur sy woord. Rede 2, ons verhouding met God is swak. 1 en 2 loop hand aan hand. Ons dink God is 'n vending machine. Sit jou coins in, ek het kerk toe gegaan, nagmaal gebruik, Bybel gelees 2 keer. Wat ek graag wil hê is, en julle ons redeneer so, ek redeneer partykeer met God so, verduidelik ek vir hom presies hoeveel ure het ek nou al vir hom hierdie week gegee. Oorgawe beteken ek gee oor. Hoe lyk jou verhouding met God? Is God groter as jy? Of staan julle gelyk met mekaar en jy skryf vir hom voor? En die derde rede is, ons gesindheid moet gevorm word. Ons grootste doel hier op aarde is om meer soos Jesus te word, sodat ons sy glorie vir die wêreld kan uitleef. En jy moet vir jouself afvra, bid ek hierdie vir myself? Of bid ek hierdie, want dit gaan God se koninkryk vergroot? Bid ek dat Ayla moet asemhaal, want ek wil nie sit met die seer nie. Nie dat dit die geval was nie, maar of bid ek dit, want ek besef, as God asem in haar longe inblaas, kan julle imagine die testimony wat daardeur sou gebeur het. Maar dit was nie God se wil nie. En dit was 'n onbeantwoorde gebed. Verstaan ons dit? Nee. Gaan ons dit verstaan oor 20 jaar? Ek hoop so. Want ek het nie 12 jaar terug verstaan wat ek vandag weet nie. Maar ek kan vir jou met oortuiging sê, God is goed. Hy weet wat hy doen. Sy tyd is perfek. Hy weet wie jy is. Hy hoor jou gebede. Maar sy plan is nie limited tot jou klein brein nie. Sy plan is groter. Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle bly, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit ontvang. Dit is belangrik dat ons weet wanneer jy in my bly, daai afsondering. En dan Hebreërs 5 vers 8 sê, hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, gehoorsaamheid geleer. Dis waar ons gesindheid gevorm word. En ek glo vas vanoggend sê die Here vir ons die volgende. Hy sê, kom stoei saam met my. Kom lê jou wil neer. Kom vertrou my hart. Selfs wanneer jy nie my hand sien nie. Want in die skool van Getsemane leer ons, my will, my way, my life, moet plek maak vir your will, your way, and your life. Ek wil gaan hê, julle moet julle oor toe maak. En so gebed het dan, en ek weet ietsie anders wat ek graag wil doen, en ek wil hierdie oor ons almal bid vandag. Here, ek gaan dit bid asof dit jou gebed is. Vandag staan ek voor U met vrae in my hart. Ek staan met 'n gebed wat nie beantwoord is soos ek gehoop het nie. Ek staan met 'n beker wat nie verbygegaan het nie. Ek staan met 'n deur wat nie oopgegaan het nie, pyn wat nog nie weg is nie. En tog kies ek om na U toe te kom. Ek weet hoe swaar dit voel. U ken die pyn, U ken my trane, U ken my hart. U hoor selfs die gebede wat ek nie meer woorde voor het nie. Meer vandag bely ek. Ek verstaan nie altyd U weë nie. Ek verstaan nie altyd U wagtye nie. Ek verstaan nie altyd die stiltes nie. Maar ek kies om U te vertrou. Wanneer my hoop moeg raak, bly U my hoop.
Wanneer my geloof wankel, bly U getrou. En wanneer die pad donker voel, bly U my lig. Here, leer my om nie bitter te word nie, maar beter. Leer my om nie op uitkomste te bou nie, maar op U karakter. Leer my om U te vertrou, nie net wanneer U ja sê nie, maar ook wanneer U stil bly. En net soos Jesus in Getsemane sê ek vandag, nie my wil nie, maar U wil. Nie my pad nie, maar U pad. Nie my tyd nie, maar U tyd. Here, ek vra nie net dat U die pad vir my makliker sal maak nie, maar dat U my sterker sal maak om daarop te loop. En as U nie die beker wegvat nie, help my om dit saam met U te dra. As U nie die storm stil maak nie, help my om op U te vertrou in die storm. As U nie die antwoord gee wat ek soek nie, help my om te glo dat U steeds goed is. Maak van my Getsemane nie my einde nie, maar my roeping. Maak van my pyn nie my vernietiging nie, maar my getuienis. En maak my trane nie my skaamte nie, maar my krag. Here, ek sal nie ophou bid nie, ek sal nie ophou glo nie, ek sal nie ophou vertrou of ophou hoop nie, want U is steeds goed, U is steeds getrou en U is naby. Selfs in Getsemane, veral in Getsemane. Amen, amen, amen.